Môre, dis Dinsdag die 25ste November en ek bid dat die Here jou vandag van binne af sal rustig maak en dat hy jou weer herinner dat hy naby jou is. Nie net in wat met jou gebeur nie, maar in wie jy is voor hom. Ons is nog steeds in Genesis 17 en vandag kyk ons spesifiek na verse 9 tot 14. Dis 'n deel wat vir baie mense vreemd klink, maar eintlik wys dit vir ons iets ongelooflik mooi. Hoe God sy mense merk. Hoe hy sê, jy behoort aan my. Gister het ons gesien hoe God vir Abraham 'n nuwe naam gee, Abraham, en hoe God die asemklank van Yahweh oor sy identiteit inblaas. Hy skryf letterlik nuwe lewe oor hom. Nou in vandag se gedeelte gee God vir Abraham en sy familie 'n teken wat vir elke geslag na hom sê, hierdie mense is myne. As jy jou Bybel by jou het, kom lees saam in Genesis 17 vanaf vers 9 tot 14. Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle, en jou nageslag na jou. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Hoe mooi is dit nie? God sê, dit is my verbond. Dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. Dit is 'n ewige verbond. Hoor net daardie woorde. Teken van die verbond, 'n ewige verbond. God sê vir Abraham, Abraham, ek merk jou huis, jou kinders en hulle kinders na hulle. Ek sit my naam oor hulle. Nou die woord vir verbond in Hebreëus is berit. Dis nie 'n los afspraak nie, dis 'n lewensband. Dis God wat sê, ek bind myself aan jou, ek los jou nie, ek draai jou tot die einde. In Genesis 15 het God al die verbond met Abraham gesluit, en nou in Genesis 17 gee hy die sigbare teken daarvan, die besnydenis. Dit was 'n klein sny, maar dit het 'n groot waarheid gepreek. Ons behoort aan die Here. Selfs die deel van die liggaam waardeur die nageslag kom, dra die teken. Die boodskap is duidelik, Abraham, jou toekoms val onder my verbond. En ons sien reg deur die Bybel hoe gewigtig hierdie teken is. In Eksodus 12 vers 48 sê God, dat iemand nie aan die pasmaal mag deelneem as hy nie besny is nie. In Josua 5 laat God die hele nuwe geslag weer besny, net voor hulle die beloofde land ingaan. Hy sê, vandag rol ek die spaad van Egipte van julle af weg. Dis God wat sê, ek haal die slawe storie af. Julle is my volk. En dan baie belangrik in Deuteronomium 30 vers 6, maak God 'n belofte wat vooruitwys. Ek self sal julle harte besny, 'n uiterlike teken wat uitloop op 'n innerlike werk. In die Nuwe Testament val alles in plek. In Kolossense 2 vers 11 sê Paulus dat Jesus ons besny met 'n besnydenis wat nie met hande gebeur nie. Hy sny die ou sondige natuur weg. En in Romeine 2 vers 29 sê hy dat die ware besnydenis nou in die hart gebeur en dat dit die werk van die Heilige Gees is. En dan in Efesiërs 1 vers 13 sê hy dat die Heilige Gees die seël, die merk van God op jou lewe is. Hier's die prentjie. In die Ou Testament was die besnydenis buite sigbaar. In Christus word die nuwe teken binne gedoen, nie op die vel nie, maar op die hart. Miskien voel jy vandag naamloos of vas in 'n ou verhaal oor wie jy is, of vol skuld of skaamte oor dinge wat lankal gebeur het. Maar God se hart verander nie. Hy merk sy mense. Hy vergeet hulle nie. Hy maak 'n verbond en hy hou dit. In Christus sê hy vir jou, ek sny weg wat jou bind, jou skuld, jou skaamte, jou ou gewoontes, en ek skryf my naam oor jou lewe. So as jy voel jou hart dra dinge wat nie van hom is nie, kan jy sommer sag sê, Jesus, sny weg wat nie van U is nie. Merk my hart as U eie, vul my met U Gees. En hy hoor jou. Hy sal sag werk, maar hy sal ook diep werk. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U 'n verbond met ons sluit wat U nooit breek nie.
Dankie dat U nie net 'n uiterlike teken gee nie, maar 'n nuwe hart. Sny asseblief weg in ons wat nie van U is nie. Ons vrese, ons skuld, ons skaamte, ons ou stories. Merk ons met U Heilige Gees en laat ons leef as mense wat werklik aan U behoort. Ons bid dit in U naam. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. God begin nie by jou prestasie nie. Hy begin by sy verbond, sy merk, sy hart vir jou. In Christus is jou hart besny. Die Heilige Gees seël jou. Jy behoort aan God. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.